Right, ons is vandag hierso naby Botawil, Viljoenskroon se area. Ons het hier bietjie met hom Japie Grobler gepraat, waar ek is baie cool oom. Julle sal daai video ook nog sien. En ek praat hier met Petrus, nê, van Mielieboere Bemarkingsadvies. Hy gaan my net so vinnige oorsig gee oor dit wat op hierdie stadium in die mark aan die gang is, hoe die goeders lyk, wat is hulle siening rondom dinge en wat is dalk oplossings waarna ons as geheel in totaliteit in Suid-Afrika kan kyk, net om 'n bietjie meer uit die boks uit te dink en waar daar dalk tekortkominge in hierdie ketting wees is in die mielieketting, jy weet al hierdie goeders wat dalk net dink 'n bietjie anders oor goed en vra die regte vrae en dan kom ons net by die regte antwoorde uit. Petrus, like dit? Met jou, Choppie. Nee, wat doodstil, rustig, dinge loop. My brein gaan bars, maar al die goed wat ons vanoggend gepraat het. Ek moet sê, dis lekker om met, soos met hom Japie te praat van al die ervaring wat hy het oor die jare en ek meen, hierdie is nie die eerste afwaartse siklus waarin ons in is nie, is dalk die ergste een wat ons nog gehad het, maar het gaan ook nie die laaste een wees op die einde van die dag, jy gaan maar nou net oor survival. Okay, sê gou 'n bietjie vir my, julle siening op hierdie stadium, want dit voel vir my letterlik of die mark ook heeltemal geoorreageer het in terme van wat hy moes, as jy vat hoe die insetkostes en daai goeders opgegaan het, laat jy half meer 'n teenwerking of kan ek sê terugdruk moes gekry het wat ons nie so seer gekry het nie. Waar dink jy lê die probleem in die ketting? Kyk, op die oomblik, as jy so praat van die terugdruk, ons is op die oomblik hoër relatief tot die wêreldprys as wat ons eintlik moet wees. So daar is 'n bietjie uitvoere wat uitgaan families wat naby is, maar om 'n hele surplus verwyderingsprogram, ons kan miskien so 350, miskien 400 000 ton 'n maand doen. Ons is nie op daai vlakke nie. So daar gaan teoreties op hierdie stadium nogal 'n groot oordragvoorraad wees. En die oeskatting is op die oomblik op 17,5 miljoen ton. En hy kan dalk groter ook wees. Sê ons model wys hier na 17,4 miljoen ton. Maar ons het twee probleme. Ons het 'n uitlaai protokol, so hoe vinnig as jy mielies koop, moet jy dit kry. Jy weet, Ja. Of as ek mielies in die silo ingegooi het, dan wil ek hulle kan vinnig weer uitkry as ek my eie mielies soek. Jy vertel van dit wat met jou gebeur het. Ek bedoel, as daar nie 'n spesifieke uitlaai protokol is met 'n spesifieke tyd wanneer jy dit moet kry nie, dan se uitvoerder weet ook nie wanneer hy dit kan kry en hy kan ook nie sy skepe vasmaak nie, want ons het wat hulle noem 'n open-ended delivery protokol. Ja. En ons kort dit en dan as ons dit klaar in plek het, wat eintlik meer in 'n kantoor en weet jy gebruik die wet op finansiële dienste. Ek kom dit trek. Ja. Jy gebruik die wet op. Hy moet maar kom. Hy soek hy gaan inlaai, hy gaan nie uitlaai nie. Turbo flight lekker nou. Maar ons het soos die wet op finansiële dienste gebruik mens as die basis om die spesifieke reël by te sit op by die reëls op die hulle noem die IMD soos die Agricultural Markets Division. Is daar 'n tekort aan daai spesifieke reël. So ons kort daai sekerheid om te weet of daai tyd om te weet, okay, as jy gekoop het, gaan jy dan jou mielies kry. Verstaan? So jy wil nie byvoorbeeld 'n maart posisie hê waar jy mielies koop en dan kry jy eers miskien in einde Mei jou mielies. Presies, want jy moet op die einde van die dag jy het 'n meel wat moet loop wat 'n fisiese mielies nodig het. En om net by te sit, jy het 'n skip in die hawe wat jy moet laai. Yes. Jy kan nie wag tot dan nie. En so dit veroorsaak dat die ouens nie koop nie. Verstaan? Ek hoor jou. Want hy het nie sekerheid nie. Hy moet raai ripa. Dis 'n kwessie van so hy moet 'n skip reël. Daai skip is luister hierso, okay, wanneer moet ek laai? Man, so hier middel einde Julie se koers toe, nee, jy weet, ek het nie daadwerklik luister hierso 23 Julie laai jy nie. Nee. Wat dit nog erger maak, daar's 'n onbeperkte hoeveelheid sertifikate wat jy mag verkoop op
sê nou maar op Maart maand se kontrak. Maar daar is net 'n beperkte hoeveelheid wat uitgelaai word. En dit veroorsaak dat daar meer verkopers as kopers is wat onregverdig is. Nou hoe hierdie goeders nou actually gebeur? Is dit nou maar van die reëls wat in Safex ingeskryf is aan die begin toe hulle die goed bymekaar gesit het? Ja, dit het ons nou met Oom Japie ons nou ook lekker oor gepraat en ons het vir mekaar gevra maar hoe het dit gebeur dat daai reël nie ingeskryf is nie. Is dit maar net 'n ding van die ouens het nie op daai stadium geweet dat dit 'n probleem gaan wees nie. En nou sit jy met 30 jaar later noem dit nou maar regulasies wat in plek gesit is vir 'n wêreld wat geskuif het. Wel wat kan ook gebeur het is dat die koöperasies was op daai stadium besit as dit was koöperasies. Dis waar ja, as koöperasies. So hulle Ons is nou dit was in hulle beste belange gewees om die voorraad so vinnig as moontlik te skuif, wat nie meer noodwendig die geval is nie, want jy sit nou met 'n maatskappy wat vir alle praktiese doeleindes vir wie ewer ook al sy shareholders is, dit kan 'n private equity firm wees, vir daai ouens optree en nie meer noodwendig vir die boer nie. dit is baie moontlik. Maar die punt is net Okay, ek hoor jou. die reël moet verander word. Okay, so. Dit is nou makliker gesê as gedaan, hè. Ja. Hoe verander so 'n reël in elk geval eers om mee te begin? Okay, wel die ruggraat van daai reël is die Financial Markets Act. Wat is dit in Afrikaans? Die wet op finansiële dienste. Yes. Okay. So daar's 'n paar dit word so geskryf hoe dit moet wees dat dit regverdig is, want die primêre funksie van 'n vrye mark is regverdige prysbepaling. En jy kan nie die prys regverdig bepaal as jy onbepaalde verkopers het en bepaalde uitlaai. Yes. Verstaan? So dit is onmoontlik. So daai reël moet so vinnig as moontlik verander. Ek dink as ons besef die skade, die finansiële skade wat daai spesifieke reël aan ons gebring het vir die laaste 28 jaar, sal ons baie hartseer wees om dit te hoor. Want dit het gemaak het ons amper altyd met 'n tipe van 'n oorskot sit waar jy nie nodig gehad het om met 'n oorskot te sit nie. Is daar ewen kopers van die buiteland wat die goed sal wegvat? Kyk, wat gebeur is as jy nou daai elke derde jaar of wat ek sê nou maar ons het nou moeilike jare. Wat gebeur is omdat daar nie 'n spesifieke uitlaai protokol is nie. As dit Januarie maand reën en dis 'n mooi oes en jy kom van 'n swak oes na 'n volgende jaar se mooi oes, dan val daai Januarie maand prys na die volgende jaar se prys. Yes. En jy kan maar daai grafieke gaan kyk, dit wys vir jou die vorige jaar se, want skielik is daar is 'n tekort, maar die helfte van die jaar verhandel die tekortjaar se prys sommer teen volgende jaar se prys, want dit help nie jy koop hier nie, want jy weet nie wanneer jy dit gaan kry nie. So die mark verhandel reeds as jy dit asof dit strooptyd gaan wees, verstaan? En is ek reg as ek ook sê dat hierdie is 'n tipe van as jy dit kan regkry, laat jy nie net die boer beskerm nie, maar ook die verbruiker op die einde van die dag om meer 'n stabiele tipe van prys in die mark te sit op die einde van die dag. Kyk, die pryse stabiliteit is presies gekoppel aan die risiko van graanproduksie in Suid-Afrika. So Ja. ons gaan van in Engels praat hulle van feast and famine. So daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Dis of jy stroop. Kyk, my oom het altyd so 'n grappie vertel, nee, van ons gemiddelde opbrengste in die land. En hy sê hoe jy by die gemiddeld kom van 2,5 ton, nee. Dis of 5 ton of vloekwoord, niks. Ja. So dis Feitelik vloekwoord. Nee. Okay, hoe kan ek as boer help om hierdie tipe van ding te moet ek met die ouens plaaslik praat met boerevereniging, daai tipe van ouens verteenwoordigers en dat hulle moet ons die vrae vra rondom hoe maak mens? Kyk, Graan SA is ons verteenwoordiging. Ja. Nee, en ek was by die kongres, dis eintlik maar ek het per ongeluk langs om Japie gesit. En die regte manier is Graan Suid-Afrika. Ek wil ons het hierdie jaar het ons baie meer geld ingekry van boere wat hulle tonne betaal. Wat noem ons dit? Ja, wel heffings. Ja, heffings betaal.
Ek bedoel dit is waar ons moet begin, maar ons moet hierdie ding regtig regmaak van ons kant af, van Graan SA se kant af. Ek bedoel ons het 'n voorsitter wat baie spesiaal is. Ek bedoel dit was nou regtig verfrissend om daar te wees. So ek moet Richard Kriege verstaan dit 100% perfek. Hy het gesê dis een van die belangrikste goed wat as ek nie verkeerd is nie, hy het gesê dis die belangrikste ding wat hulle tyd aan spandeer. So ons moet dit net regmaak. En help om hulle te ondersteun in dit wat hulle basies doen. En ons moet ons heffings betaal en ons moet ons gewig agter Graan SA gooi en ons moet dit uitsort. Ek wil daar's twee goed, dis die uitlaai protokol wat ons moet regmaak en dit is maklik. Ons kan dit amper jy kan dit in 'n kantoor doen. Dis papierwerk, maar op die ou einde in plaas van dat ons met die trokke graan probeer uitvoer en diferensiaal word bepaal op troktransport, moet ons die treine regmaak. En op 'n manier gaan ons dit moet doen. Maar net iemand kry wat 200 lorries het en vir hom sê nee, vat jy nou die treine aan, nee, beter plan. Minder moeilikheid. Ons is almal nog hier. Ek bedoel ons voorouers het die treine gebou. Ons moet hulle net regmaak. Maar dis klaar uitgewerk. Dis dan ja, ek stem 100% saam met jou. Petrus, dankie baie. Thanks. Right, altyd lekker om met Petrus te praat, bietjie 'n ander angle van goeters te sien en al die dinge. As jy met hom wil gesels, linkie bo hier onder, kom met hulle in kontak en gesels 'n bietjie oor hoe hulle die mark sien en hoe die goed vorentoe lyk en dalk 'n paar opsies oor hoe jy jou graan kan bemark. Dis die van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.